Ondernemings gebruik die proses van strategiese bestuur om uitdagings te identifiseer en strategieë te implementeer om hul doelwitte te bereik. Kom ons kyk na die stappe in hierdie proses. 1. Hersien die visie en missiestellings om strategieë te kies wat hulle in staat stel om hul doelwitte te bereik. 2. Verken die omgewing deur nywerheidsanalise instrumente te gebruik. 3. Ontwikkel besigheidsstrategieë soos integrasie, diversifikasie, defensiewe en intensiewe strategieë. 4. Ontwikkel 'n aksieplan vir die take wat gedoen moet word en hulpbronne wat benodig word om dit uit te voer. 5. Kommunikeer die gekose besigheidsstrategieë aan alle belanghebbendes en implementeer dit. 6. Evalueer voortdurend die strategie om korrektiewe of regstellende aksie te neem. Kom ons kyk volgende na 3 nywerheidsanalise instrumente wat vir besighede beskikbaar is. 'n SSGB-analise ondersoek die onderneming se interne sterk en swakpunte en enige eksterne geleenthede en bedreigings. Porter se 5-kragte model word gebruik om die onderneming se posisie in die markomgewing te ontleed deur die volgende elemente te ondersoek: mag van verskaffers, mag van kopers, bedreiging van nuwe toetreders tot die mark, mag van mededingende wetywering en die bedreiging van plaasvervangers. Die PES2-analise identifiseer uitdagings wat deur die makro-omgewing gestel word deur politieke, ekonomiese, sosiale, tegnologiese, wetlike en omgewingsfaktore wat die besigheid kan beïnvloed in ag te neem. Die besigheid kan na ontleding geskikte strategieë kies en implementeer. Daar is 4 hooftipes besigheidsstrategieë. Integrasiestrategieë word gebruik om beheer oor verskaffers, verspreiders en mededingers te verkry. Die tipes integrasiestrategieë is: voorwaartse vertikale integrasie, waar die besigheid saamsmelt of verspreiders oorneem. Terugwaartse vertikale integrasie, waar die besigheid saamsmelt of hul verskaffers oorneem. En horisontale integrasie, waar die besigheid saamsmelt met ander besighede in dieselfde of verwante nywerheid. Intensiewe strategieë word gebruik om die werkverrigting van bestaande produkte in die mark te verbeter. Dit sluit in markpenetrasie, waar die besigheid daarop fokus om bestaande produkte in bestaande markte te verkoop. Markontwikkeling, waar bestaande produkte in nuwe markte of geografiese gebiede verkoop word. En produkontwikkeling, waar nuwe produkte aan bestaande markte bekendgestel word. Voordele van intensiewe strategieë sluit in toenames in inkomste en kliëntelojaliteit. Diversifikasiestrategieë word toegepas wanneer besighede nuwe produkte byvoeg. Konsentriese diversifikasie vind plaas wanneer die besigheid produkte byvoeg wat met bestaande produkte verband hou, maar by nuwe kliënte sal aanklank vind. Horisontale diversifikasie vind plaas wanneer die besigheid produkte byvoeg wat nie met bestaande produkte verband hou nie, maar wat by bestaande kliënte 'n beroep mag doen. Konglomerasie diversifikasie vind plaas wanneer die besigheid nuwe produkte byvoeg wat nie met bestaande produkte verband hou nie, wat by nuwe klante mag aanklank vind. Voordele van diversifikasiestrategieë sluit volgehoue winsgewendheid en verbeterde handelsmerkbewustheid in. Defensiewe strategieë word gebruik wanneer finansiële onstabiliteit of onstabiele ekonomiese toestande die onderneming se voortbestaan bedreig. Dit sluit in ontbondeling, waar die besigheid sommige van hulle bates of afdelings verkoop wat onwinsgewend geword het om skuld te betaal. Aflegging, waar dienskontrakte van werknemers vir bedryfsredes beëindig word, of likwidasie, waar alle bates verkoop word om krediteure te betaal. Besighede moet voortdurend hul gekose strategieë evalueer. Die stappe betrokke by strategie-evaluering is: 1. Die assessering van die onderliggende basis van die besigheidsstrategie. 2. Om vorentoe of terug te kyk na die implementeringsproses. 3.
om die verwagte resultate met die werklike resultate te vergelyk. 4. Die meting van besigheidsprestasie om redes vir afwykings vas te stel en analisering van hierdie redes. 5. Die neem van regstellende aksie om afwykings reg te stel. 6. Die opstel van spesifieke datums vir beheer en opvolg. 7. Die skep van 'n tabel van die voordele en nadele van die strategie. 8. 'n besluit te neem oor die gewenste uitkoms en 9. Die impak wat die strategie op die interne en eksterne omgewings van die besigheid sal hê, te oorweeg.